Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. O, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. O, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Yes, halleluja, prys die Here, dankie Here Jesus. Alles verander, U verander nooit. Halleluja. Vader, ons wil dankie sê dat ons in hierdie oomblik na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Ja, Here Jesus, ons is so dankbaar dat ons in hierdie dag U naam kan verheerlik, soos ons gesing het, want ons het baie groot redes waarom ons dit sing, want U is onveranderlik. Bly dieselfde, en dit is so kosbaar, en dankie Here, dat U teenoor almal dieselfde optree. En ons eer U, omdat ons weet, dat die liefde van God, wat die wêreld lief gehad het, om U te gee as sy enigste gebore seun. Here, dankie, dat hierdie liefde is aan ons geopenbaar, toe U op die kruis van Golgotha sterwe. Vader se liefde is aan die wêreld bewys, toe U aan die kruis hang. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Halleluja. En daarom wil ons in hierdie dag ook saam bid, Here Jesus, vir U onfeilbare woord. Dankie, dis die woorde van die Vader wat U kom spreek het, en ons eer U, dat die Heilige Gees is daar om ons te leer en te lei in die hele waarheid van die woord. En ons wil in hierdie dag U vereer, omdat ons weet, dat die woord van die Here is ewig lewend, en geen jota of titel sal daarvan verbygaan nie. Baie dankie dat die woord ook onveranderlik is, want U is onveranderlik. En U is die ewige woord van God. Maar ons vra dat, terwyl ons vandag na die woord van die Here gaan luister, dat elkeen 'n oor sal hê om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here Jesus, dankie dat U ons so saam seën. Dankie dat U hand oor ons is. Ons wil in hierdie oomblikke uitroep, soos Paulus het uitgeroep het, Efesiërs 1 hoofstuk, 3de vers, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Geseënd is God die Vader, geseënd is die Seun, geseënd is die Heilige Gees. Ja, Here, wanneer ons aan U dink, dan is dit seën op seën op seën op seën. En ons eer U, dat U ons met geestelike seëninge seën. Dankie dat die woord deur die Heilige Gees geleer en gelei word. Dis alles geestelik. En ons eer U, dat U elke ene wat luister sal seën
In u wonderlike naam en ons prys u daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om so saam te wees. Eer die Here dat ons weet dat sy goedheid en guns ons volg. Halleluja. Ons wil die seën van die Here op u afvra in hierdie oomblikke, dat ons elkeen geseën sal word met die geseënde woord ook van die Here. En ons is dankbaar vir die Here vir 'n voorreg dat ons hierdie evangelie van vrede kan verkondig oor Joy Gospel Radio. En ons weet dat die Here die leiers daarvan sal seën. En ons weet ook dat die Here vir hulle sal sorg en deurdra. Genade gee en ons dank die Here vir Larry en sy vrou Christel. En ons eer die Here dat hierdie evangelie so dan aan die hele wêreld verkondig kan word. En ek is Pastor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Ons is nog steeds by Pinkster. Ons bly by Pinkster want dit is die enigste reg ware evangelie wat daar is. Want die Heilige Gees het gekom in ons kom woon, toe ons gedoop word met die Heilige Gees, wat ons kan leer lei in die hele waarheid. Dit is vir ons so belangrik dat ons die Heilige Gees het. En dit het alles te doen met Pinkster. En daarvoor dank ons die Here. Die volheid van Pinkster sal ons nooit kan beskryf nie. Want dit is nie iets wat deur die mens gegee word nie. Is nie iets wat deur die mens geleer kan word nie. Dit is net die Heilige Gees wat ons kan leer. En ons eer die Here daarvoor. Nou ons is nog steeds by die wapenuitrusting. En ek dink dat dit wat die skrif sê in Efesiërs sê, neem die volle wapenrusting van God af, skild van die geloof, ensovoorts, en dan praat hy van die borswapen van geregtigheid aan. En ons is nou al lank besig met die borswapen van geregtigheid. En ek het gesê, Here, hoekom is geregtigheid so belangrik? In die begin met Adam en Eva het God vir die mens gesê, jy mag nie eet nie. Maar as ons na die skepping van alles gaan, om dit alles aan die mens te gee, om daaroor te heers, om dit te bewerk, en dit te onderwerp, alles, diere, ensovoorts. Dit is God se geregtigheid, wat oorgedra is na die mens in geregtigheid. Sodat die mens was geregtig op alles wat op hierdie aarde is. Dis God se geregtigheid vir die mens. En dis wat die duiwel moes in die hande kry, is dat hy moet ongeregtigheid inbring. Want dan word die heerskappy, die onderwerping en die bewerking van wat alles op hierdie aarde moet gebeur, dan word dit verdeel. Hy moet net ongeregtigheid inbring. En dit is waarom reg deur die woord van die Here lees ons van geregtigheid, reg, geregtigheid en regverdigheid. Reg deur die woord. Want dit is, as ek dit so kan uitdruk, die beginsel van die raadsbesluite van God. Dat alles sal in geregtigheid plaasvind. En dat alles het in geregtigheid plaasvind. Totdat die vyand ingekom het en die ongeregtigheid het begin. So laasweek gehoor, die Here Jesus sê alles wat die Vader se is myne. En die Heilige Gees sal alles aan ons verkondig wat hy gehoor het van die Vader en die Seun. Halleluja. En wat baie belangrik is, wil weer sê, ons moet sy woord in waarheid glo. Want hierdie geloof sal ons tot geregtigheid gereken word. Dan sê hy in Romeine 6 vers 19, wat ek ook laas keer gelees het, hy sê ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan geregtigheid tot heiligmaking. Nou, wat Paulus hier skryf is eintlik, hy sê baie in hierdie vers, ons moet ons lede diensbaar stel aan wat? Ons moet dit nie diensbaar stel aan ongeregtigheid, wetteloosheid en om wetteloos te wees nie, want al drie hierdie dinge val onder ongeregtigheid. So, die mens wat hierdie dinge doen, hy word
as ongeregtigheid tot, wat 'n wonderlik is ongeregtigheid tot vuilheid. Ja, maar ons moet dus lede diensbaar stel tot aan die geregtigheid tot heiligmaking. Dit is baie interessant. Die ongeregtigheid onheilig. Geregtigheid heilig. Halleluja. Dan gaan die woord van die Here verder in die Romeine 9 vers 30. Wat sal ons dan sê? Ek meen die heidene, ek het dit laasweek mooi verduidelik, dat die heidene uit die geregtigheid deelagtig geword. Israel het dit nie deelagtig geword nie as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en wederstrewigheid. En dit is waar baie kinders van die Here vandag is. Hulle is wederstrewig teen die woord en hulle is ongehoorsaam aan die woord. En dit word tot ongeregtigheid gereken en dit gaan verder in onheiligheid. Dan kom ons by die volgende wat belangrik is, ook in Romeine, dat hy praat in Romeine 10 vers 3 van hulle sal hulle eie geregtigheid oprig en ons het vandag baie, elke kerkgenootskap het 'n konstitusie. En in hierdie konstitusie bou hulle 'n geloof. Maar in hierdie konstitusie is daar baie ongeregtigheid. En dit bring mee dat die kerk as gevolg van die ongeregtigheid sal hulle onheilig word. En dit sien ons, dis die orde in die tyd waarin ons lewe. Nou wil ek net verder gaan in die woord van die Here. Daar is 'n paar dinge wat Paulus noem in die wapenrusting. Ek meen ons moet ons omgord met die waarheid, borswapen van geregtigheid, dan skoene aan die voete, skild van die geloof. En wat baie belangrik, die skild van die geloof is om die hele skrif ten volle wat deur God ingegee is, om dit ten volle aan te neem. En dan sal ons in die voetspore van geregtigheid kan bly met die helm van verlossing. Halleluja. Hy sê hierdie mooi, Paulus hy sê in een versie dit baie mooi. Hy sê as ek die vraag kan vra, hy sê ek wil die vraag vra. Wat moet ons volbring? Hy sê dit in die Efesiërs, hy antwoord dit. Nadat ons alles volbring het en staande te kan bly teen die liste van die vyand. Dis nie 'n oorlog nie. Of 'n geestelike oorlog nie. Die grootste doel van die wapenuitrusting is dat ons moet kan staande bly. Nou, halleluja. As dit die hele doel is waarvoor die wapenrusting gegee is, om te kan staande bly, dan is dit om te kan staande bly. Dis nie om geestelike oorlogvoering te doen. Halleluja. Nee, om staande te kan bly teen die liste van die vyand. Hoe veg jy teen die liste? Kan nie. Jy kan die liste bestraf, ja. Jy kan die liste deur die waarheid verdrywe. En die Heilige Gees sal jou nog help. Maar jy kan nie teen dit oorlog voer nie. Adam en Eva dit probeer het, sou dit in elk geval verloor het. Want hulle het die leuen geglo tot ongeregtigheid en dit bring onheiligheid. Net gou verder gaan. As hy sê die sesde ding wat ons moet opneem is, hy sê neem die swaard van die Gees op, dit is die woord van God. As ek kan vra waarom die Heilige Gees, want alles werk deur die Heilige Gees. Gehoorsaamheid aan die woord van God gee vir jou kennis van God. En hy sê dit ook in 1 Korintiërs, hierdie mooi woorde, die 10de hoofstuk, hy sê, gehoorsaamheid aan die woord van God gee vir jou kennis. En dan sê ons gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, maar die ongehoorsaamheid bring die dood voort. Dis 'n baie interessante ding. Ongehoorsaamheid bring die dood voort. Net soos by Adam en Eva.
Ongehoorsaamheid bring die dood voor. Ongehoorsaamheid aan die woord bring my op die plek waar ek ongelowig staan teenoor die woord van God. En baie mense waag dit om te sê. Hy kan nou slim in die skrif wees, maar hy sal eendag voor die Here God moet gaan rekenskap gee vir wat hy gesê het. Baie mense sê, ja, ons moet nie alles glo wat in die woord geskryf staan nie. Ek wil vandag vir jou iets sê. Of eintlik vra, wys my in die skrif, die hele Bybel, vers op vers, wys my een plek wat ek nie moet glo nie. Wys dit vir my. As dit verkeerd vertaal is, dan moet ek gaan soek na die regte vertaling. En daar is nie 'n beter Bybel saam met die Afrikaanse Bybel nie, as die ou King James Version Bybel. Want daarin kry jy die regte goed. Maar dit wat geskrywe staan, moet ek in elk geval glo. Ek kan nie sê ek glo nie dit nie. Nee, ek moet kan sê daardie vers is verkeerd vertaal, maar dit is wat die vers werklik sê. Maar ek kan dit nooit waag om te sê, kan nie alles glo wat in die Bybel geskryf staan nie. As jy dit sê, dan is jy eintlik 'n ongelowige. Gereed om geoordeel te word deur God se woord, omdat jy nie die hele woordskrif glo nie. En dit is wat mense die probleem kry. Adam en Eva het nie geglo in God se woord nie. Hulle was nie gehoorsaam aan die woord toe hulle gekonfronteer word met die woord van God. Toe kies hulle die verkeerde. En dit is waarom hy sê, ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, want die ongehoorsaamheid bring die dood voort. Dit het met Adam en Eva gebeur. En net om aan u te verduidelik, ek dink dat as ons na die woord van die Here gaan, dan is ongeregtigheid die hoof, ek wil dit amper so sê, die hoofsonde van alle sondes. Ongeregtigheid. Want as ek gaan kyk in die woord van die Here, in Spreuke 5, dan lees ons, ek het dink gisteraand ook genoem in my huisgodsdiens, maar hoor wat sê die woord. Hy sê, want elke mens se weë is voor die oë van die Here. En hy weeg al hulle gange. Dit meen waar jy gaan, wat jy doen. Die Here weeg dit. En waarom weeg die Here dit? Omdat as jy te lig bevind word, sal daar vir jou probleme wees. Nie nou in hierdie lewe nie, maar eendag. By die oordeel, waar jy uit die woord uit geoordeel gaan word. En dan sê hy, ons praat van die geregtigheid en die ongeregtigheid. Geregtigheid, as ek die geregtigheid verkry deur die woord wat ek van God, deurdat ek die woord van God glo in waarheid, verkry ek geregtigheid. Dit bring my na ongeregverdig te word. Dit bring my na geheilig te word. Dit bring my na heiligmaking en dit bring my na die plek waar ek moet wees en u moet wees as 'n regverdige. Ons moet regverdiges wees. Nou, wanneer ons na ongeregtigheid, Adam en Eva het eintlik in die tuin van Eden ongeregtigheid gepleeg. Toe hulle God se woord nie geglo het en daaraan gehoorsaam was. En nou sê die woord dat die ongeregtigheid, die een wat hierdie ongeregtigheid doen, hy doen dit en die volgende sal met hom gebeur. 22ste vers van Spreuke 5. Sy eie ongeregtigheid vang hom. Ek weet dit is vir my so, dit meen, as jy ongeregtigheid doen, is jy in die vangnet. Beland jy in die vangnet. En weet wat interessant is? Jy kom nie daar uit nie. Jou geregtigheid gaan net
voort en voort. Jou ongeregtigheid gaan net voort en voort. Nou, en dan word jy as 'n onheilige, soos Esau beskou. Dit sê God se woord. En hierdie ongeregtigheid bring jy op die plek waar jy onheilig is, waar jy vuil is, en waar jy staan, nie as 'n regverdige nie, maar as 'n goddelose. En, halleluja, en nou sê die woord, hy sê sy eie ongeregtigheid vang hom, hy praat van die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. In die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Waarin? In ongeregtigheid. Dit werk net so. As jy ongeregtigheid of onreg pleeg teenoor 'n mens, en jy sien jy kom weg daarmee, dan hou jy aan om onreg te doen. Teen 'n volgende een en 'n volgende een en 'n volgende een. En dit bring jou na 'n onheilige, dit bring jou na 'n goddelose, dit bring jou na die plek toe waar jy verlore gaan. Ja, maar ek dien die Here. Is jy regverdig in alles wat jy doen en sê? Is jy regverdig? Of verwerp jy net sommer mense? Gooi hulle weg. Niks met hulle te doen hê nie. Toon jou geregtigheid aan hulle. Maar as jy jou ongeregtigheid aan hulle toon, op die einde van die dag wil jy niks met hulle te doen hê. Praat van kinders van die Here teenoor mekaar. En dit gebeur ongelukkig in die kerk. So, en hy gaan verder. 23ste vers. Hy sal sterf deur gebrek aan tug. Die Here sê en spreek dit. Hy sê die tug van die Here is vir jou die lewe. As jy ongeregtigheid toelaat in jou lewe, mag niemand jou oordeel nie. Niemand mag jou bestraf nie. Niemand mag jou teregwys nie. Niemand moet enige iets vir jou sê nie. Want wie is die mens om my te oordeel? Dis nie net eie geregtigheid na vore kom nie, maar dis ongeregtigheid wat sy verskyning in sy volle grootte in jou lewe het. As jy nie vermaan kan word en bestraf word ensovoorts, dan is jy 'n onregverdige mens. Ja, maar ek is nie so nie. O nee, gaan kyk 'n bietjie wat sê die woord. Jy sal uitvind jy's 'n onregverdige mens. Jy doen die ongeregtigheid en hierdie ongeregtighede van jou sal jou vang. En in die vangstrikke van ongeregtigheid sal jou vashou. En jy sal sekerlik sterf wees in gebrek aan tug. En deur die grootheid van jou dwaasheid sal jy dwaal. Dit meen die ongeregtigheid maak jou 'n groot dwaas. Omdat jy nie geregtigheid toepas nie. En dit is waarom, wat ek laas keer ook gesê het, dat as jy ongeregtigheid toepas en lewe oor ander mense, en hulle beskuldig van goed wat nie reg is nie, dan gebeur hierdie ding, dat jy in jou volheid onregverdig is. En as jy in hierdie toestand sterwe, sal jy die hemelpoorte nooit sien. Halleluja. Kom 'n bietjie. Hoe tree jy regverdig op teenoor almal met wie jy te doen het? O, ek sal vir hom sê, hy sal met my te doen kry. Pas dit by geregtigheid in. As jy iets sê, as jy iets doen, sorg dat dit geregverdig is, sorg dat dit reg is, sorg dat dit reg is, sorg dat dit geregtigheid is waarmee jy spreek. Ek dink dat dit wat die woord sê, elke woord moet met sout besprinkel word. Ek wonder of dit nie
ook die geregtigheid is nie. Geregtigheid is so sout. Ongeregtigheid het die sout laf geword. So as daar nie geregtigheid en reg in jou lewe is nie, dan het die sout in jou laf geword en dan is jy net werk vir een ding en dis uitgewerk word en deur die mense vertrap word. Dit sê God se woord. Halleluja. En daarom is dit belangrik om te kyk dat daar geen ongeregtigheid in jou lewe is nie. As daar ongeregtigheid is, dan sal die borswapen nie werk nie en jy sal hom nie aanneem nie. Jy moet sorg dat jy geregtigheid toepas in elke lewe. Moenie in die struik val van ongeregtigheid nie, want dan sal jy sterwe. Vader, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Dankie dat u woord is lewend. Dankie dat u woord is kragtig. Ja, Here, en dis werd om ten volle aangeneem te word. En laat ons ook dan die geregtigheid van God ten volle in ons lewe sal aanneem en sal besit saam met die borswapen van geregtigheid. Here, ons wil nie in die spore van ongeregtigheid trap nie. Here, want dit kan ons lewe kos, ons ewige lewe. Help ons en wees ons genadig in u wonderlike naam en ons dankie dat u ons elkeen leer en lei deur die Heilige Gees in die hele waarheid tot verheerliking van u naam en ons prys u daarvoor. Amen en amen.